Hallo julle. Hallo daar. Die laaste ruk het dit nogal bietjie holders te bolder gegaan en ons het verskillende formate gehad waarin ons met julle gepraat het. Maar ons wou darm net die lyn oop hou. Maar so vandag sit ons weer op die bank. En die gesprek wat ons vandag gaan hê, sluit nogal aan by 'n paar temas wat ons hierdie afgelope ruk aangeraak het, waar dit gaan oor gesprekke wat 'n mens het. Daar was sekere goeters, stories wat ek nou aan spesifiek dink. Ja. En waaroor ons vandag praat, kom so 'n bietjie uit 'n ander hoek uit. Waar ons sê, met wie sou ons die graagste wou praat? Met ons oupa grootjie, Agter oupa grootjie, of met ons agter kleinkinders. As 'n mens dan nou so deel is van 'n groot verhaal wat oor baie geslagte heen loop, en 'n mens kyk so na hoe dinge gebeur en uitspeel, met wie in hierdie geslagslyn sou jy wou gesels? Ja, dit was vir my interessant, want terwyl ek daaraan dink, kom ons begin daar. Ek sien myself as 'n redelike optimistiese mens. Redelik positief. Ek is nie geneig om altyd eers die pessimistiese uitkyk te hê op 'n saak nie. Maar ek met dink in terme van dit, kom ek agter hoe ek eintlik my hart vashou vir die toekoms. Ek dink ook dit het te doen met die hele wêreldsituasie op die oomblik, met Iran, met die Oekraïne, met alles wat aan die gang is, die wêreld oor, en eintlik net die toestand van die wêreld. As jy kyk na omgewing, na die ekologiese probleme, so eintlik tot 'n groot mate is ek bekommerd oor die toekoms van die aarde, en met ander woorde ook die toekoms van die mens. En in terme van dit dan, om te dink om met 'n agterkleinkind te praat, is ek eintlik bang om te weet. As ek nou eerlik is. En op 'n manier is dit om te praat met 'n oeroupa. Dit het reeds gebeur en hier sit ons. So my oeroupa praat met sy agterkleinkind wat hier is. So vir my voel dit veiliger om te sê ek wil eerder met hom praat as dat ek met iemand in die toekoms wil praat. Dit maak vir my heeltemal sin. Want miskien 'n bietjie in aansluiting daarbey, wanneer ek dink om met my oupa grootjie te praat, dat ek dit dalk gaan doen met so 'n bietjie skaamte. Ja. Omdat ons dinge met die wêreld gedoen het. Ja. Wat nie noodwendig sy goedkeuring sou wegdra nie. So ons het baie vordering gemaak, en ek sou dit baie graag met die oupa grootjie wou deel. Ek dink dit sal sy asem wegslaan. As ek net vat hoeveel verandering, dit voel vir my asof in my leeftyd daar geweldige skuwe plaasgevind het van hoe kan 'n mens sê, van eras. Dit was die era tegnologie. Ek het op 'n plaas groot geword waar daar nog 'n sentrale was. Ja. En dan is dit en baie eenvoudige plaastoerusting. Nou daarom nie osse en ploë nie. Nee. Maar trekkers, maar as jy nou kyk na landbou toerusting en die elektronika en hoe dit eintlik rekenaars op trekkerwiele is. Ja. En kommunikasiemiddele. Die internet, die moontlikhede om inligting te kry. Ja. Dit alles, né? En as mens moet dink jy moet met iemand in die toekoms met 'n agterkleinkind praat. Ja. Dan kan jy jou nie voorstel soos 10 teenoor 1 ons oupa grootjies
hulle nie kan voorstel dat ons beleef wat ons beleef nie. Ja. Kan ons nie indink hoe dit sal wees oor 'n paar oor sê nou maar 5 geslagte of 4 of 5 geslagte. En in aansluiting by wat jy sê dat 'n mens amper bang is om met 'n mens agterklein te gesels. 'n Mens het heeltemal begrip daarvoor teen die agtergrond van al hierdie dinge. Maar op 'n snaakse manier is ek optimisties dat ons dit voel vir my wat nou in die wêreld gebeur, is die aanbreek van 'n totale nuwe fase. 'n Nuwe fase van bewussyn. Daar's baie dinge wat besig is om te gebeur. Ek dink meer as wat ons besef. En baie van die weerstand, baie van die dwaashede wat nou plaasvind en so aan, dis amper soos die stuiptrekkings van 'n laaste era of Die uitval amper. die uitval daarvan. En dat ek baie optimisties is oor 'n totaal nuwe manier van na die lewe kyk, die lewe leef, waar ons agterkleinkinders ons geweldig baie dinge gaan leer. As ek kyk waar by jong mense vandag uitkom. En dan praat ons nou nie soseer van loopbane nie. Dit Nee, is ook nee. merkwaardig, maar Ja. meer op 'n dieper vlak, op 'n spirituele vlak, op 'n emosionele volwassenheidsvlak. Ja. Hoe hulle by plekke uitkom wat ons 'n goeie 15, 20 jaar langer gevat het om daarby uit te kom. Ja, daar's 'n sekere volwassenheid by hulle. Daar is 'n sekere verantwoordelikheid wat ek by hulle optel ten opsigte van die leefwêreld waarin ons is. En ook interessant 'n terugdruk teen 'n manier van leef wat nie meer aanvaarbaar is nie. Ja. Dit maak dit baie moeilik vir die mense wat dit doen, want dit is nog steeds ek wil amper sê die hoofstroom van hoe om te leef. Ja. Maar daar's al meer en meer jonger mense wat sê ek gaan nie saam met sê nou maar kapitalisme of op daai manier materialisme, ek kan nie daarmee saamleef nie. Ja. En wat 'n ander pad kies. Ja. So, maar ek moet eerlikwaar sê ek sou nie omgee om na albei kante toe te gesels nie. Ja. Dit sal nogal baie interessant Ja, wees. en ek voel nogal daar's so baie wat ek nooit gedink het om my ouers te vra nie. Ja. Oor my voorgeslagte. Wat ek nou nie weet nie. Ek weet nie van my oupa grootjies. Ek weet nie regtig. Ek het min of meer 'n idee wanneer het ons families in Suid-Afrika aangekom maar persoonlikhede jy weet meer van hulle as mense te leer ken. Daarvan het ek bitter min. En hoe 'n mens wanneer jy met die vraag gekonfronteer word of die moontlikheid gekonfronteer word van hierdie gesprek na agtertoe en na vorentoe, hoe jy besef dat jy 'n skakel in 'n lyn is. En dalk in party opsigte hou baie dinge by jou op. En word dit op 'n ander manier voortgesit. Of heeltemal deur iemand anders. Ja. Ek dink ons heg baie waarde aan bloed. Ja. Maar op baie maniere het ons invloede op mense wat nie bloed is nie. En wat ons geleef het of wat dit voortsit, wat net so relevant en belangrik is. Ja. Nou is ons donder weer. Baie donder weer nou. Ja, dit sal net baie interessant wees om te sien na albei kante toe wat hulle van ons huidige situasie. Ons dink in terme van wat hulle vir ons sal vertel en so aan, maar wat gaan ons effek op hulle wees as hulle? Ja, presies. Ja, baie interessante vraag. So, wat dink julle? Ja, miskien as julle in die week loop en dink,
met wie julle 'n gesprek sou wou hê, of dalk is jy besig om 'n ou familiealbum op te stel en is jy nou baie in kontak met die voorgeslagte. Ons hoor graag van julle. Laat dit goed gaan in die tussentyd daar. Ons gesels volgende week weer. Mooi bly almal. Tata.